Goeiedag, vandag wil ek met jou gesels oor 'n baie belangrike saak en dit gaan oor hoe word ek verlos? Word ek verlos deur 'n klomp dinge wat ek self doen of word ek verlos deur Christus alleen, deur geloof alleen, deur genade alleen? Ons gaan kyk wat sê die woord hieroor in Filippense 3 en dan gaan die klem daarop val dat dit nutteloos is om jouself te probeer red met goeie dade. Paulus het hierdie hoofstuk geskryf en hy skryf in hoofstuk 3 van die Filippense brief oor die nutteloosheid van godsdienstige reëls waarmee jy jouself wil red. En hiermee sluit hy natuurlik aan by die Romeine brief en by sy brief aan die Galasiërs. En hy wys op die nutteloosheid van wettiese godsdienstige reëls as dit by ons verlossing kom. Ook in hierdie brief beklemtoon hy dat ons nie gered word deur goeie werke of deur ons eie verdienste nie, maar deur geloof alleen, deur genade alleen, deur Christus alleen. Filippense 3 van vers 1 af, verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. So wat Paulus doen is, hy sê wel, as daar nou iemand is wat homself kon red deur sy eie goeie werke, dan is dit eintlik ek. Ek het 'n baie goeie getuigskrif, 'n baie goeie CV, en dan noem hy al die dinge wat belangrik was destyds vir die Judaïste om jouself te kan red. Maar hy bring ons terug na die evangelie. En hy sê, pas op vir mense wat hierdie dinge verkondig. Jy kan jouself red deur aan 'n klomp vereistes te voldoen. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ja, Joodse rituele het vandag geen plek meer in die Christelike godsdiens nie, behalwe dat dit vooruitgewys het na die Christus wat sou kom, en Christus het gekom. Daarom is iets soos die besnydenis nie meer nodig nie, en is dit vervang deur die doop, en daarom leef ons nou uit dankbaarheid daarvoor dat ons gered is, en probeer ons nie om onsself te red nie. Dan sê hy, ons wat op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Vertrou op Christus, dit wat hy vir jou gedoen het, toe hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood. Dit is die enigste pad na ware verlossing. En dan lees ons verder in Filippense 3 van vers 7 af, waar Paulus dan sê, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Ek sê nie dat ek dit al alles het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Goed, so Paulus sê, hy het eers vertrou op al hierdie wettiese godsdienstige reëls, en dit was vir hom 'n bate gewees, maar dis nou waardeloos. Hy besef nou, gelei deur die Heilige Gees, dat die enigste manier om gered te word, is deur op Jesus Christus te vertrou.
En dan sê hy, om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Want as ek my verlosser ken, weet ek ook hoe word ek verlos, deur hom, en nie deur my pogings of verdienstes nie. En dan sê hy, daarom het ek al hierdie dinge prys gegee, en ek beskou dit as verwerplik. Dis verwerplik as 'n mens homself probeer red, as God dan vir ons 'n redder gegee het, Jesus Christus. En nou vertrou hy net op hom, en dan sê hy, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie. Ja, met wet bedoel hy nou nie die landswette nie, maar die Ou Testamentiese wette waarop die Judaïste vertrou het om gered te word. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie. Waarom dan vrygespreek? Omdat ek in Christus glo, deur geloof alleen. Dis die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Natuurlik glo ons nie self regverdig nie. Christus maak ons regverdig met sy soenoffer aan die kruis en sy opstanding uit die dood. En as ek dit glo, dan kry ek deel daaraan. En dan herhaal Paulus, en hy sê, ek sê nie dat ek dit al alles het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Dis iets wat aan jou gedoen word. Jy doen dit nie self nie. Christus het my reeds syne gemaak, toe hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood. Hierdie is die ware evangelie boodskap, en dit maak 'n mens oneindig dankbaar. So dankbaar, dat jy God ook wil dien, op die manier wat hy voorskryf in sy woord. Kom ons doen 'n gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die blye evangelie, dat ons onsself nie hoef of kan red nie, maar dat Christus dit doen, ten volle. En as ons dit glo, dan het ons deel aan hierdie redding, uit genade en nie uit verdienste nie. Ons dankie daarvoor in ons Verlosser se naam. Amen.